Weereens baie welkom, baie dankie dat u ingeskakel het. Ek glo en vertrou dat dit baie goed gaan met u en dat God se woord vir u van kardinale belang is. Nou ons lewe in die laaste dae, ons lewe in 'n tyd van baie groot misleiding en in vandag se video is dit geen uitsondering nie. Cat Keur se Kersfees in die hemel saam met Jesus Christus. Nou wie is Cat Keur? Cat Keur is 'n valse profetes in die charismatiese beweging in die New Apostolic Reformation. En hierdie vrou glo dat Jesus haar by baie geleenthede hemel toe gevat het oor die laaste 20 jaar en dat sy nou natuurlik dit sien wat in die hemel plaasvind. Sy gaan op toere saam met Jesus daar en as jy gaan kyk na video's is dit maar bloot bedrog, dis onbybels, dis onskriftuurlik. Nou in hierdie video beskryf sy die verjaarsdag van Jesus Christus waar hy natuurlik geskenke ontvang en sy verjaarsdag gevier word. En dat selfs Santa Claus ook in die hemel is met hierdie geleentheid. Nou ek gaan nie vandag oor Kersfees as sulks gesels nie, maar ek glo dit is baie belangrik dat ons oor hierdie onderwerp gesels en ek gaan 'n video doen as die Here wil oor die misleiding van Kersfees. Nou ons is in die vooraand van Kersfees en so baie mense hou Kersfees, daar's baie opregte mense, opregte Christene wat Kersfees vier, maar het jy geweet dat selfs die wêreld daar buite, wêreldgodsdienste dit ook vier. Nou ons moet gaan kyk wat die skrif leer daaroor en dit leer vir ons niks van enige opdrag, enige instruksie om die verjaarsdag van Jesus te vier nie, om Kersfees te vier nie. Dis absoluut onbybels. Maar daar's baie mense wat verskil daaroor en daar's aan die beide kante van die draad is daar opinies en daar's groot debatte daaroor, maar dis nie waaroor ons vandag gaan gesels nie. Ons gaan kyk wat sê Cat Keur en die misleiding daarachter. So kom ons spring dadelik weg. Nou waar kom Cat Keur aan die gedagte van Kersfees, dat Jesus se verjaarsdag gevier word in die hemel en alles wat sy daar sien? Nou die Bybel gee vir ons 'n baie direkte antwoord. Hy sê, maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang. En dit is die dinge wat ons wel sien in die wêreld, in die kerkewêreld vandag, hoeveel misleiding, hoeveel dwalinge daar is, en die meeste mense hou vas aan hierdie leuns. En daarom is dit belangrik dat ons as kinders van die Here gaan seker maak dat ons die regte eksegese sien in die Bybel en die Bybel sien soos God dit vir ons beskryf en nie aan leuns sal vashou nie. Nou, Cat Keur beskryf die Kersfeesstown in die hemel as 'n plek waar Jesus se verjaarsdag gevier word, waar hy geskenke ontvang, waar mense pret en plesier het en sneeumanne gebou word en hulle word selfs lewendig. Jy gaan dit nou hoor uit haar eie mond uit, maar is dit werklik wat die Bybel beskryf? En dan is die antwoord eenvoudig nee. So kom ons gaan kyk wat sê Cat Keur daaroor en ons gaan daaroor gesels. So God created this beautiful place. When you make a snowman in Christmastown in heaven, it is alive. So I kind of laugh at some of the Christmas songs and the things that they say. Your sleigh can go through the air. It can go on the ground. There's all kinds of things to enjoy there, ice skating. And I learned from the Father that our seasons on the earth are here. There's 4 main seasons. And we know that there's winter, summer, spring, and fall. And God said, I took a shadow of an actual place that exists in heaven. I took a shadow of it and made it a season on the earth. So that's one of the reasons why we have snow on the earth, because it is in heaven. It was there first. And so he made this beautiful place. It's like this beautiful village. And everybody goes there with their families who are in heaven. And yes, everybody gives gifts. But the main thing they do in Christmastown is they celebrate the birth of Jesus Christ. It's like happy birthday all the time in heaven because people go there to see. Sometimes Jesus will show up and people will bring him gifts. They pile gifts, at a place for him. Nou ja, dit is die verduideliking wat Cat Keur gee wat sy in die hemel gesien het. En reg aan die begin van die video sê sy hulle bou sneeumanne wat lewendig word. Nou kan jy dit glo. En dan sê sy daar is ook seisoene, soos dit op die aarde is, so is dit ook in die hemel. Nou ons weet natuurlik in die hemel is God nie gekoppel aan tyd nie, is tydloos en hoekom sal daar seisoene wees?
Mag daar sneeu in die hemel wees? Ons weet nie, maar die woord van God beskryf dit nêrens vir ons nie. Maar dit is baie interessant dat die Here dit nie aan Paulus bekend gemaak het nie, maar aan Cat Kerr. En dit is absoluut baie skokkend. Dan sê sy 'n baie interessante ding. Dit is Jesus se verjaarsdag wat daar gevier word en almal deel geskenke uit. Nou waar kry die geskenke vandaan? Dit weet net sy alleen, of ek weet nie waar kom sy daaraan nie, maar hierdie mense gee aan Jesus elke jaar geskenke. Leer die woord van God dan nie dat ons nie op die aarde mag Jesus se verjaarsdag vier nie? Nee, dit leer dit nie, maar dit word wel in die hemel geleer. So hoekom sal die Here dit in die hemel vir mense leer, maar nie op die aarde? En in sy woord sê niks dat dit op die aarde gedoen moet word nie. Dis 'n mensgemaakte instelling en dis baie, baie gevaarlik. Nou, sy glo ook dat Santa Claus in die hemel is en dit is haar weergawe. Sy sê sy het hom daar gesien en nou Santa Claus, weet ons, is 'n mite. Dit staan ook bekend as Nicholas of natuurlik ook Kersvader, Kersfeesvader soos ons dit weet. Maar dit is iets wat nie in die woord van God voorkom nie. Kom ons gaan luister wat sy daaroor te sê het. Christmas time, when you go there, that is where Nicholas lives. Some people call him Saint Nick, some people call him Santa, call him whatever. His actual name is Nicholas. And I want you to know, Nicholas himself loves Jesus Christ. And that's why, therefore, the shirt, here's the shirt right here with Santa in heaven doing selfies with Jesus. Nou ja, sy lag te lekker en die Kelsey dametjie aan die linkerkant glo alles. Sy vreet dit vir soetkoek op. Maar hulle gaan kyk nie wat die skrifte leer nie en dis wat baie, baie mense doen, baie gelowiges doen dit. Hulle gaan kyk nie, soos Bereans in Handelinge 17:11, wat sê die skrif oor sekere leerstellings nie. Maar kom ons gaan kyk, natuurlik Santa Claus, wat 'n mite is, wat in die vroeë eeue ontstaan het as Sint Nicholas, waarskynlik in die Romeinse kerk. En sy sê dat Nicholas is in die hemel en hy het Jesus baie lief. Nou, absoluut waar sal hy vandaan kom, en hy het Jesus natuurlik lief. Maar kom ons gaan kyk die skokkende gedagte agter die selfies wat geneem word. Nou sit Nicholas of Santa Claus in die hemel saam met Jesus, en dis op die TM van Cat Kerr, waar hy natuurlik selfies saam met Nicholas neem. So daar neem hulle saam fotootjies, en jy kan sien natuurlik die peace-teken, alom bekend in ons dag, wat natuurlik baie skokkend is, maar hy hou die selfoon in sy linkerhand vas, en hy neem te pragtige fotootjies, selfies van hy en Jesus Christus. Nou dis baie skokkend, want Santa Claus is 'n mite, maar kom ons gaan kyk na 'n baie komiese skets van 'n seentjie wat vra, wat natuurlik vir Kersvader iets vra. Nou hy vra van, where are you in the Bible? Hy sê, dan sê St. Nicholas of Santa Claus vir hom, the part that says Satan deceived the whole world. Is dit nie waar nie? Nou, hy is 'n mite, maar dit is wat baie kindertjies aan glo, daar's 'n Kersvader wat vir elke jaar geskenkies bring, en maar Nicholas is nou in die hemel, en hy sorg dat daar ook geskenke natuurlik vir Jesus is. Is dit nie baie skokkend nie? Dis wat hierdie mense glo en vashou aan. Nou goed, Kersfeesstown is in die hemel, sê sy, dis waar Jesus se verjaarsdag gevier word, en hierdie is 'n openbaring wat sy van God gekry het. Nou, daar's baie openbarings wat nie in die woord van God voorkom nie, dis nuwe openbarings. Mense glo dat die canon, die Bybel is nie afgesluit nie, en dat daar steeds belangrike openbarings van tyd tot tyd van God afkom. En een van hulle is natuurlik die Kersfeesgedagte in die hemel. Sy sê ook dat Kenneth Hagin het geprofeteer jare gelede dat sy op toere geneem gaan word in die hemel. En nou ons weet, Kenneth Hagin is 'n baie groot valse profeet, en baie mense gaan nie daarvan hou wat ek sê nie, maar hy is 'n valse leraar, hy is 'n valse profeet. En hy is natuurlik dan ook gesê dat sy op toere geneem gaan word. Nou, Kenneth Hagin is die vader van die Word of Faith Movement, alom bekend vandag is die woord van geloof beweging, waar Kenneth Copeland natuurlik oorgeneem het en baie ander, maar ons weet, hy is 'n valse profeet. Nou kom ons gaan kyk na die volgende videoklip, waar sy dan wat sy sê dat sy in baie plekke geneem word in die hemel deur Jesus die laaste paar jaar, en dit wat sy alles daar sien. Dis eintlik baie skokkend, en dat natuurlik daar fun in die hemel is, daar's natuurlik plesier, en dat God
sê dat hy sal in die moeilikheid wees as hy nie hierdie plesier daar vir hulle gee nie. Kom ons gaan kyk wat sy sê. I've been taken to many places in heaven over the last 20-some years, and I was taken to exciting, profound places that were so filled with awe and wonder, but I was also taken to places to have fun. And the Father said to me, why would I not have fun if I said in my word, you know, you must come like a little child? He said, I'd be in a lot of trouble if I didn't have fun places for people who are like little kids. Nou ja, dat God daar na baie plekke in die hemel geneem het al, en daai video's is volop op YouTube. Jy kan daarna gaan kyk, alles maar misleiding. En dit natuurlik oor die laaste 20 jaar al. Sy sê dat God die Vader in die moeilikheid sal wees, en hy sê dat God het self gesê het, by die mens en veral kindertjies, as hy nie van in die hemel verskaf nie. Is dit nie skokkend nie? Maar hierdie mense is aan die orde van die dag, hulle is volop in ons midde in die kerke, hulle is reg oor die wêreld, en die Here het gewaarsku, daar gaan baie groot misleiding kom, daar gaan valse profete onder julle opstaan, en baie mense weglei van die waarheid af. En dis presies wat hierdie vrou doen. Nou goed, my waarskuwing teen hierdie valse profete is baie ernstig. Ons moet soos Bereëns wees, Handelinge 17:11, gaan maak seker dat jy weet wat is die waarheid. Want as jy dit nie ken nie, gaan jy mislei word, en jy gaan in dieselfde slag gaan trap as baie mense. En afvalligheid is groot in ons dag in die kerkewêreld. Maar mag die Here ons oë open, en vir al die wat dink dat hulle dit opreg doen voor die Here, gaan maak seker wat jy in die woord van God sien, en as dit nie daar staan nie, hoekom doen jy dit nog? So, op 'n volgende keer gaan ons weer gesels oor een of ander belangrike onderwerp. Mag die Here u seën. Totsiens.